En dus ons gaan dan die woord van die Here oopmaak daar by Psalm 105. Psalm 105, 'n psalm, 'n lofpsalm tot eer van die Here oor die grootheid en die goedheid van die Here in die bestaan van die volk Israel. Ons gaan nou nie die hele psalm lees nie. Ons gaan net tot en met vers 11 lees. Jy is welkom om die psalm by die huis verder te lees, om jy dit gaan bestudeer, bietjie te gaan kou. Ons gaan veral fokus daar op vers 8 tot en met vers 11. En dit is dan ons fokusteks vir vanoggend se prediking met die tema Jesus Christus, ons verbondsbelofte. Christus, ons belofte. Jou en my eie persoonlike belofte en selfs ook die vervulling van dit. En dit is dan ons bede dat die Heilige Gees dit vir ons so verstaanbaar sal maak, dat ons vanoggend as ons hier uitstap ook 'n beter verstaan hê van waar die verbond vandaan kom en ook wat ons groot verantwoordelikheid is om as kinders van die verbond te lewe in hierdie tydelike lewe met die hoop en afwagting van ons ewige lewe wat die Here in sy Seun Jesus Christus vir ons laat realiseer het. Nou voor ons saam lees uit die woord van die Here uit, kom ons verenig saam in gebed. Ek vra dat die man sal staan en dan vra ons net die seën van die Here op die skriflesing en prediking. Ons bid saam. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou aan die ander kant van die doopvont kan staan en sien, Here, dat U is nog besig. U het ons nog nooit aan onsself oorgegee nie. U is in beheer en U sal in beheer bly en dit weet ons, want dis 'n belofte wat U gemaak het. Ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Ek sal vir julle 'n Vader wees en julle sal vir my kinders wees. En ons weet, Here, ons kan nie sonder U. Ons kan nie sonder U grootheid nie, U almag nie, U soewereinheid nie. Ons kan nie sonder U woord nie. Ons kan nie sonder die Gees nie, en ons kan nie sonder die Here Jesus Christus nie. En dit is wonderlik wanneer 'n mens deur die Bybel blaai en lees, dan sien ons hoe U besig is om die plek gereed te kry vir ons redding, vir ons verlossing. Alles wat U Seun Jesus Christus hier op aarde kom doen het, is vir ons. En vanoggend kan ons ook die vervulling daarvan sien in die woord, maar ook in die doop. Dat U van geslag tot geslag getrou bly en ons sal deel hê aan U goedertierenheid. Wanneer ons dan nou vanoggend die woord lees, Psalm 105, daar vers 1 tot 11, bid ons dat hierdie boodskap deur elkeen gehoor sal word. Ons dink in besonder aan Jakobus en Sunel met die doop van Sulien en hulle groot verantwoordelikheid. Ons dink aan elke ouer, elke mamma, elke pappa. Ons dink aan elke oom en elke tannie. Ons dink aan elke oupa en ouma. Ons het almal so groot verantwoordelikheid in die volgende geslagte en dit is dat ons hulle die roemryke wonderdade moet leer. En help ons dat ons dit sal verstaan, dat ons dit ook so kan toepas en so kan lewe. Ons bid, Here, dat U U hand van bewaring en beskerming oor ons sal hou, en dat U oor die eie eer sal waak hou, en dat hierdie geleentheid werklik sal strek tot uitbouing van die koninkryk en tot stigting van U gemeente, Appelkerk Standerton, die kerk van Christus. Ons is dankbaar, Here, dat ons weet U die hoof is, en baie dankie ook van die hand van seën wat ons beleef. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen. Kom ons lees saam die wysheidsliteratuur van Psalm 105. Ons lees daar vanaf vers 1. Loof die Here, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Sing psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders, beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat die Here soek, bly wees. Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd weer, dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordeele van sy mond. O nageslag van Abraham, sy knegt, o kinders van Jakob, sy uitverkorenes. Hy, die Here, is onze God.
oor die hele aarde is sy oordele. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan Isak, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het vir Israel as 'n ewige verbond. Met die woorde, ek sal aan jou die land Kanaan gee, julle aangewese erfdeel. Tot sover. Die skriflese. Ek herhaal dit daar vanaf vers 8. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte, die verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan Isak, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het vir Israel is 'n ewige verbond met die woorde, ek sal aan jou die land Kanaan gee, julle aangewese erfdeel. Dit is die woord van die Here. Mag elkeen wat vanoggend die woord van Christus gehoor het, mag die saligheid ook ervaar beleef, het in sy hart opsluit en daarvolgens gaan lewe. Nou, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, soms in hierdie tydelike wêreld waarin ons lewe met al sy onsekerhede, met sy wisselvallighede, met sy moeite en verdriet, met sy moeilik en sy uitdagings, is dit 'n groot troos, 'n wonderlike troos om iets te hê in jou lewe wat nie verander nie. Om iets te hê in jou lewe wat nooit sal verander nie, wat altyd en van die begin af dieselfde sal bly nie. Iets waaraan jy kan vashou. Iets waarop jy kan leef. Iets wat jy kan inroep wanneer jy gekonfronteer word deur die moeilike vraestrome of uitdagings van die lewe. Iets waaraan jy kan vasklou, al voel dit vir jou asof alles rondom jou in duie stort, asof jou lewe totaal en al uitmekaar uitval. En dit is presies wat ons hoor, saamgevat vanuit Psalm 105, daar vers 8 tot 11. Ons hoor van God se beloftes, God se verbond, wat nooit verander nie. Hy dink die heeltyd daaraan, hy dink altyd daaraan, en hy vergeet nooit wat hy beloof het nie. Hy vergeet nooit wat hy vir jou en my, sy kinders, gesê het. Hy vergeet nooit wat hy vir ons beloof het in ons redding, in ons verlossing, tydelik en ewig nie. Wanneer ons 'n kind doop, soos ons dan nou vanoggend gesien het, is dit nie net 'n mooi gebruik of 'n kerklike tradisie. Dit wat ons vandag beleef het, is 'n heilige oomblik. 'n oomblik waar die enige ware lewende God van die begin tot die einde, die Alfa en die Omega, hier voor ons kon staan het en gesê het, ek is jou God. Ek sal jou nooit los nie. Hierdie water wat ons gebruik, wys na veel dieper as net water. Dit wys na God se ewige getrouheid. Aan jou en aan my en aan hierdie klein baba dogter. Maar as 'n mens dieper gaan kyk, dan wys dit vir ons na Jesus Christus, die vervulling van God se verbondsbeloftes. Vers 8 sê dit so mooi, hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte. Hoor jy wat sê die psalmdigter vanoggend? 1000 geslagte. Die getal 1000 wat aandui dat dit die volmaakte is. 1000 geslagte vir altyd. Elke liewe geslag, tot die laaste geslag wat moet kom, sal hy getrou bly aan sy beloftes, wat hy gemaak het.
Dit beteken, God gee nooit sy beloftes op nie, hy los nooit sy mense nie. God kom beloof en verklaar vanoggend dat ek sal altyd vir jou daar wees, al draai jy jou rug so gereeld op my, sal ek nooit my rug op jou draai nie. Al hou jy so gereeld jou hand vir my toe, sal ek nooit my hand, my kind, vir jou toe hou nie. Al bly jy nie getrou aan jou beloftes, dit wat jy sê jy sal doen nie. Ek sal getrou bly, my kind, aan jou. Sal jou nooit vergeet nie, selfs al vergeet jy my so gereeld. Die psalmdigter gebruik hierdie gedeelte, hy probeer vir ons te verduidelik dat hierdie God, wat hy van praat, nog altyd dieselfde God is, en dit is hierdie God wat ook vir Abraham geroep het, toe Abraham nog niks gehad het nie, geen kind gehad het nie, hy het geen land gehad nie, hy het geen sekerheid gehad nie, hy het geen toekoms gehad nie, en daarom Genesis 12, roep die Here, hierdie Here, jou Here, die God wat vanoggend hier teenwoordig is, vir Abraham en sê, kom, want ek wil jou seën, ek wil vir jou 'n God wees, en ek wil vir jou geslag na jou, die geseënde nageslag, ook 'n God wees. Die Here initieer hierdie verbond, hierdie verhouding, hierdie ooreenkoms, want hy weet vanuit die mens sal dit nooit kan kom en stand hou nie. Hy initieer hierdie verhouding tot die mens, want hy soek ons, hy wil hê ons moet hom aanbid. Hy wil hê ons moet hom verheerlik, hy wil deur ons klein, swak, nietige mense sy grootheid demonstreer en sy almag openbaar. Selfs die heidene en die goddeloses sal weet wie hierdie getroue God is aan jou en aan my. Toe Abraham dood is, het God hom vergeet? Nee. Hy het dieselfde belofte aan Isak herhaal, en daarna dieselfde belofte aan Jakob herhaal, en weer, en weer, en weer aan elke geslag. Ons sien dit hoe die Here getrou gebly het aan die volk, toe hulle vasgevang is in die Egiptiese slawerny, en die Here hulle daaruit gehelp, gered het. Ja, selfs ten spyte van die feit dat hulle afgodsletsels het, en selfs daarna ook gereeld geval het in afgoderry, hoe die Here getrou bly aan sy kinders, aan sy volk, aan sy beloftes. Hoekom? Want God is nie soos ons nie. God is nie soos ek en jy nie. God is nie wisselvallig nie, maar God se hart is vas en sy liefde is diep en getrou. Dit is hoekom Psalm 105, wanneer die psalmdigter daaroor skryf, verwys na 'n ewige verbond, 'n insetting wat hy bekragtig het. 'n Ewige verbond wat beteken dat dit vas staan, dis onveranderlik, dit kan nie verander nie. Dis soos om in klip gegraveer te wees, dis vas, dit bly daar. Dis wat hierdie psalmdigter probeer om vir jou en my te sê, en ook vanoggend hier by die doop te sê, dis niets wat vanoggend hier gebeur nie. Ons is nog steeds besig met die reeds bestaande, dit wat reeds gebeur het, dit wat reeds in ons beloof is, dit wat ons reeds ontvang het. Maar God gaan voort. Hy stop nie net by hierdie geslag of by daardie geslag nie, duisende geslagte sal ervaar en beleef hoe groot God is. Duisende geslagte sal ervaar dat hulle nie sonder hom kan nie. Hulle het hom so nodig. Vir alles. Vir oorlewing van dag tot dag, regdeur tot die groot verlossing. Die voorreg om eendag die erfporsie daar in te neem, in die hemel, die hiernamaals. Dis 'n belofte wat nie kan verdwyn, belofte wat nie kan breek. Al as jy al ooit in jou lewe gewonder het, ek
glo die meeste van ons het al deur sulke fases in ons lewens gegaan, waar jy so met jou hande in jou hare sit, en jy is moedeloos, en jy weet wat jy verkeerd doen, en jy wonder, die Here kan tog jou nie onthou nie, die Here sal jou tog nie wil vergewe nie, hy sal jou verseker nie kies nie, hy kan vir jou tog nie lief wees nie, want kyk wat doen ek, kyk waarmee is ek besig, kyk wat doen ek, kyk wat sê ek, kyk wat dink ek probeer reg te lewe en reg te doen, maar ek kry dit nie reg nie, en ek het die Here al soveel keer teleurgestel. Onthou die Here my nog? Sal hy my naam ken? Dis wat hierdie Psalm vir ons probeer sê, is beslis ja. Beslis ja, ken hy jou naam. Beslis ja, sal hy onthou. God vergeet een van sy kinders nie. Nie vandag nie môre nie, nooit. Sy liefde het lang geheer, en jy is daarin vasgevang. Jy is deel van sy verbond. En dis hoekom ons doop. En dis hoekom ons doop vanuit hierdie verbond. Nie omdat die kinders verstaan nie, maar omdat God verstaan. Nie omdat dit oor die kind gaan nie, maar omdat ons weet dat dit gaan oor God en God alleen, wat van die begin tot die einde dieselfde sal bly. Die onveranderlike, ewige God. Hy wag nie vir ons om tot kennis van die waarheid te kom, voor hy ons God sal wees. Hy tree in. Hy nader. Hy strek sy arms so wyd uit, dat al sy kinders in sy greep vasgevang kan word, elke oomblik van elke dag. Hy roep ons by ons naam. Hy kom na ons toe. Hy help ons. Hy hou ons staande. Hy gee vir ons uitkoms. Hy voed ons, hy versorg ons, dis nog die heeltyd, hy, van die begin af, vandag ook, en soos ons ook vanoggend dit kon beleef en ervaar het. Hy sê, jy behoort aan my. God behoort nie aan ons nie. Ons behoort aan hom. Ons is sy kudde. In Psalm 105 praat van die verbond, en ons verstaan die verbond, maar ook kom die gedeelte van Psalm 105 en bring vir ons 'n ander belofte. Psalm 105 praat oor die belofte van 'n land, die land Kanaan, wat God aan Abraham sy nageslag sou gee, maar agter daardie fisiese land was daar iets groters, iets diepers. Van die begin is die bedoeling nog altyd openbaring, die nuwe lewe, die nuwe land, die hemel, die aarde, die nuwe hemel en die nuwe aarde, 'n ewige tuiste waar God saam met sy mense sou woon. En hoe sou God hierdie tuiste moontlik maak? Hoe sal hy dit regkry om vir ons klein, sleg, swak, nietige mense 'n erfporsie in die hemele te gee? Deur sy seun. Deur sy seun. Jesus Christus is die hartklop van die verbond. Jesus Christus is die hartklop van die evangelie. Alles wat God beloof het, kom uiteindelik by Jesus uit. Hy is die vervulling daarvan. Hy is die volheid van God se woord. Maar dit het hom duur gekos. Dit het hom baie, baie duur gekos. Dit het Jesus alles gekos. Dit het sy liggaam gekos, dit het sy bloed gekos, dit het sy lewe gekos. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Die seun van God, volmaak, sondeloos, rein, het sy plek in die hemel verlaat, om tussen ons hier op die aarde te kom woon. Hy
is nie hier op aarde met liefde en met 'n koninklike geselskap ontvang nie, nee. Hy is verneder. Hy is verneder. Hy is nie hier met eer ontvang nie. Hy, Jesus, jou Jesus, is gespot, verkleineer en afgebreek deur die mense vir wie hy gekom het. Sy hele lewe, sy hardste bestaan was een van lyding, vernedering, verwerping, uitwerping en uiteindelik die kruisdood. Op Golgotha weet ons dit, ons het dit gehoor al soveel keer in ons lewens, het die verbondsbloed gevloei. Nie die bloed van 'n bokkie nie, nie die bloed van 'n lammetjie nie, die bloed van God se seun, van God se lam, met 'n gebreekte liggaam, met 'n bebloede liggaam, met deurboorde hande en voete, en 'n doringkroon, 'n lange, robbe doringkroon, wat geforseer was op sy hoof, het Jesus aan daardie houtkruis gehang, en sy hart is gebreek, nie net van die pyn en die seer wat hy beleef nie, maar ook vir die sonde en die optrede van die mense vir wie hy gekom het. Trane van pyn en seer, terwyl Jesus daar aan daardie kruis hang, seer, gebreek, gebloed, en die Vader stil gebly. In my geestesoog sien ek hoe die Vader die emosie van trane en pyn beleef, want hy weet hy kan sy seun help, hy weet hy kan Jesus van die kruis afhaal, hy weet hy kan sy pyn ligter maak. Enige pa sal dit vir sy kind doen. Ek sal ingryp, ek sal inspring, ek sal verander, ek sal help. Maar die Vader moet toe kyk hoe sy eie seun en daardie kruis hang, en hy kyk maar net bloot ander kant. Die Vader het sy seun lief, baie lief. Maar hy het toegelaat dat sy seun Jesus Christus ons plek neem. Hy het toegelaat dat sy seun sonde word. Hy het toegelaat dat sy seun die oordeel van God dra. So diep is God se verbondsliefde vir jou en my. Besef dit net. So lief het God jou dat hy nie sy eie seun eers gespaar het. Hy het toegelaat dat hy op die wreedste en die seerste en die slegste en die vernederendste manier ooit doodgemaak word. Hy het toegelaat dat sy seun Jesus Christus nie net fisiese pyn beleef nie, maar emosionele uitwerping en verwerping. Mense vir wie ek lief is, het my nie lief nie. Dis so lief. God jou het, met 'n liefde wat jy nie in jou eie lewe sal toepas nie. Want tog sal ons nie ons eie kinders aan 'n houtkruis vasslaan, sodat die ander mense in ons lewens die voorreg van redding kan geniet. Nee, dan is ek maar op my eie. Dis die verbondsliefde, dis die verbondsbelofte wat die Here aan ons openbaar, ook in hierdie gedeelte aan jou en my, maar ook, dis dieselfde liefde, waarmee hy vir Solien lief het. Dat hy bereid is om sy eie enigste seun te laat sterf, sodat daar hoop en lewe en redding kan wees, vir jou en my, ons wat in die verbond van die Here staan. Die Vader het weggekyk. Die Vader het sy seun nie gespaar nie, sodat hy jou en my kan spaar. En dan wil ek
Mag ons 'n persoonlike vraag vra. Ons hoor hierdie dinge, ons ken hierdie dinge, ons het nie lank terug stilgestaan by Goeie Vrydag en Opstanding Sondag nie. Ons weet wat het Jesus deurgegaan. Ons weet hoekom hy moes sterf, dat ons kan lewe, want uit onsself uit is daar geen redding gewees nie, net die ewige dood. Want dis die loon van die sonde. Hoe kan ons hierdie dinge hoor? Hoe kan ons in ons geestesoog hierdie bebloede liggaam aan 'n kruis sien en dan nog steeds so onverskillig lewe? Hoe kan jy weet dat Jesus aan die kruis hang vir my en vir my kinders en nie 'n Sondagoggend vroeg opstaan om kerk toe te gaan? Of om jou lewenskeuse so te verander dat jy tyd het vir Bybel lees en bid nie. En om vir die Here te lewe, om te ken. As jy werklik begrip het vir wat die Vader en sy Seun Jesus Christus vir jou gedoen het, kan jou lewe mos tog nie lyk soos dit lyk nie. Dit moet nuut wees. Warm vir Jesus wees. Dit moet maklik wees om die sonde en die dinge wat ons weghou van die Here mee te breek in ons lewens, as ons besef, wat het Jesus vir my en vir my kinders gedoen, maar ook wat op die verstand te bowe gaan, vir ons kinders se kinders se kinders se kinders se kinders, 1000 geslagte. Hy sal aanhou God wees, nie net vandag nie, nie net môre nie, maar tot in ewigheid. Hoe kan ons hoor van hierdie groot offer en dan maak baie net asof dit 'n mooi storie is? Kyk vandag na die kinders in die kerk, kyk na jou eie kind, kyk na jouself, kyk om jou rond. God sê vanoggend baie duidelik, ek het myne gegee. Ek het myne nie gespaar nie, vir hierdie kinders, vir jou en die mense rondom jou. Wat sal jy daarmee doen? Sal jy hom lief hê? Sal jy jou kind grootmaak in daardie liefde? Nou as ons verstaan wat die verbond beteken, dan verander dit alles. Dan kan ons nie maar net aangaan soos ons aangaan nie, dan roep dit ons, dit roep jou tot 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe van heiligheid, 'n lewe van regverdigheid. Want ons leef nie meer vir onsself nie, ons leef vir hom wat ons lief het, met 'n ewige liefde. As jou lewe nie oor Jesus gaan, die antwoord op al ons gebede en die beloftes van God, dan begryp jy nog wat Jesus vir jou kom doen nie. As hy nie jou primêre prioriteit in jou lewe is, dan verstaan jy nog wat die Vader en sy Seun Jesus Christus vir jou kom doen het. En dis geleenthede soos hierdie wat ons weer ons aandag vestig op hierdie ongelooflike skrif waarhede van dit wat Jesus vir ons kom word het en selfs vandag nog is. Dit is hoekom God se verbond nie net 'n belofte is, dit is ook 'n roeping. Hy sê ek is jou God, maar jy moet myne wees. Jy moet vir my lewe, jy moet my lief hê. En Jakobus en Sonel, elke ouer, dit is dan ook wat die Here van julle van ons almal verwag, dat ons verbondskinders sal groot maak. Kinders wat weet aan wie hulle behoort en van waar af hulle kom. Nie net met mooi stories nie, nie net vinnig hier in die sonnaarskool nie, maar met 'n lewe wat wys, Jesus is die belangrikste. Hy is meer as sport, hy is meer as akademie, hy is meer as geld, hy is meer as status, hy is meer as eer, hy is meer as enigiets. Jesus is alles. En as jy werklik begrip het oor die volmaakte Vader wat sy Seun Jesus Christus
dan sterf het vir jou kind, hoe kan jy anders lewe? Die doop is nie net 'n belofte nie, dis ook 'n verklaring, 'n heilige herinnering, dat ek en my huis, ons aan die Here behoort. Die wêreld, al die bose wêreld, wat ek sê, soek ons kinders. Hulle wil ons kinders insluk en van ons af weggeneem, met lekker dinge, met drome van sukses, rykdom, gewildheid ensovoorts. En daarom is dit so belangrik om jou kinders te leer vanuit God se woord, maar ook met voorbeeld. Met voorbeeld. Elke liewe ouer wat al die voorreg gehad het om hulle kinders te doop, het hier voor die doopvond gestaan en gesê, ek sal met voorbeeld in die uitlewing van hierdie belofte my kinders leer. Met voorbeeld. Is jy die voorbeeld wat jou kind verdien? Is jy die voorbeeld wat jou kind lei terug na die Here toe? Ken jy die Here goed genoeg om 'n godvreesende voorbeeld te wees vir jou kinders? Dit is waarin die verbond bestaan en ek wil afsluit. Gemeente, vanoggend het ons saamgestaan rondom 'n doopvond, nie net as toeskouers nie, maar ook as werklike getuies. Ons het gesien hoe klein Solien Pretorius met water gemerk is, water wat wys op iets baie, baie groter, op die bloed van Jesus, op die reiniging wat net hy bring, op die belofte van God wat sê, jy is myne. Solien weet nog nie wat met haar gebeur het. Sy verstaan dit nog nie. Maar God weet, ek weet, haar ouers weet, elkeen van ons wat hier sit, weet. En daarom is hierdie nie net 'n mooi dag nie, dis 'n heilige dag. Dis 'n dag van verbond, dis 'n dag van belofte, dis 'n dag van roeping. En ons gebed is, maak Solien groot word met hierdie wete, dat sy behoort aan Jesus, dat sy gekoop is met sy bloed, dat sy geroep is tot 'n nuwe lewe, en mag Here haar ouers maar so groot maak met liefde, met waarheid, met lewenslange toewyding aan die Here. En Jesus Christus is ons verbondsbelofte, en hy roep jou om hom lief te hê, met alles wat jy is, werklik. Amen. Kom ons dank. Dierbare Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons uit die verbondheid vanoggend sien dat dit gaan alles net oor U. Nie oor die mens nie, nie oor Solien nie oor die ouers. Dit gaan oor U alleen, Here, want ons erken U vir die goeie gewer wat U is van alles. Nie net vir die tydelike lewe wat ons nodig het om te oorleef of te bestaan nie, maar ook U gee vir ons wat ons nodig het vir die ewige lewe. En daarvoor kan ons nie genoeg dankie sê nie, want ons besef weer eens vandag, U het U eie Seun Jesus Christus nie gespaar nie, dat ons gered kan word. U het toegelaat dat die eie Seun met mekaar geskeur word, sodat ons dit nooit hoef deur te gaan. Dus juist U bloed aan die kruis wat 'n dogtertjie soos Solien red. En dit, Here, is vir ons wonderlik, en mag dit dan daarom ook vir ons altyd 'n heilige oomblik bly. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.